Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here en ons sing saam Psalm 139. Ons sing daarvan die eerste en die 12de vers. En wanneer ons dit sing, dan let ons op ook wat ons in die Psalm sing, naamlik dat God elkeen van ons ken, dat hy elkeen van ons se werke ken. En daarom vra ons ook in vers 12 dat God ons lewens ook sal rig sodat ons sal lewe tot sy eer. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike wete dat U ken ons. U ken elkeen van ons in ons diepste wese. U sien ons. U weet selfs dit wat ons dink. Maar juist daarom bely ons vanaand ons afhanklikheid van U genade. U genade wat daar is in Christus Jesus ons Here. U genade wat U ook vir ons gegee het deur die Heilige Gees. Ja, ons bely dat sonder U kan ons nie lewe nie. Daarom is dit ons gebed dat U ons vanaand ook sal leer en ons sal lei, sodat ons deur die verkondiging van U woord ook kan groei. Groei in ons geloof, maar groei ook in ons dankbaarheid vir U genade. En ons vra dat U ook waar nodig bekering sal bring in ons lewens, dat U ons sondeskuld sal vergewe. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Vanaand se teksgedeelte, die opskrif is Lewe
deur die geloof. Paulus skryf en dan sê hy in 2 Korintiërs 4 vir die mense om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir die oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het. Of dit nou goed was of kwaad. Vanaand dan in besonder hierdie woorde wat ons hier hoor in vers 7, ons lewe deur die geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, dan die woorde, ons het net een wens. Dit is om te lewe soos hy dit wil. Een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons gaan nou eers saam sing uit Psalm 141 uit, daarvan vers 3, 4 en 5. Saam vir die Here, bewaar my hart, my gedagte en handel, te mag smaak, of deel mag neem aan feesvermaak wandel. Kom ons sing Psalm 141, 3, 4 en 5.
Vanaand, broeders en susters, kom ons by die vraag, nadat ons na ons geloof gekyk het in die drie-enige God, by Sondag 24 oor goeie werke. As ek dan uit genade gered word, wat beteken my goeie werke? Hoekom moet ek goeie werke doen? Hoekom dit 'n belangrike vraag is omdat vanaf die vroegste Christelike kerk dit een van die grootste verskilpunte is tussen gelowiges. Daar word baie oor hierdie onderwerp geredeneer en baie word daaroor geskryf. Wat is die plek van my dade in my geloofsbeoefening? Nou in die tyd van Jesus en na sy hemelvaart, met ander woorde daar in die vroeg-Christelike kerk, was daar baie gelowiges wat uit die Jodendom uitgekom het. En hierdie mense het aanhou hamer op wat ons sou noem werksheiligheid, die leer van die Fariseërs. As jy nie die letter van die wet tot op die letter kan onderhou nie, dan kan jy nie gered word nie. En ongelukkig kom mens hierdie manier van dink in baie Christelike kerke vandag nog steeds teë. Baie keer moet ons onsself ook daarvan bewaar om op daardie koers in te slaan, om te sê, as jy nie dit doen nie, dan kan jy nie gered word nie. Maar daar's ook 'n ander kant, baie groepe wat weer die Nuwe Testament sal vat en sê, maar die wet het geen betekenis meer nie. Ons kan maar lewe soos ons wil, want God het ons vrygemaak van die wet. Ons is uit genade gered en nie uit verdienste nie. Sulke mense, so sê die woord vir ons, gee hulle self ook weer oor aan die sonde. En ek hoop ons sien dit raak. Die fout wat hulle maak in albei gevalle is om die Ou en die Nuwe Testament teenoor mekaar af te speel. En ons as gelowiges distansieer ons daarvan, want ons glo, ons goeie werke is die gevolg van Jesus Christus se verlossingswerk in ons lewens. Dit is baie belangrik, ons goeie werke is die gevolg van Jesus se werk. Want 'n lewende geloof in Jesus Christus bring altyd vrugte voort in die vorm van goeie werke. Goeie werke is soos alle ander dinge in ons geloof ook genade van God. Daarom sê Paulus ook vir ons lewe deur die geloof, nie deur goeie werke nie. Nou belangrik, wie deur eie goeie werke die saligheid probeer verdien, gaan eintlik verlore met al hulle sogenaamde goeie werke. Want hulle voer eintlik 'n hopelose bestaan. Letterlik en figuurlik hopeloos, want daar kan geen hoop wees nie. Want dink jouself in, hoe werk dit vir hulle? Hulle lewe met hierdie ywer, hulle doen al hierdie goeie goeders en hulle sê hulle doen dit vir die Here, want hulle wil gered word. En elke keer as dit net goed gaan, dan gebeur daar iets. Dan sê hulle iets, dan dink hulle iets, dan doen hulle iets en hulle val weer terug in die sonde. Soos die Engelse sal sê, hulle is weer by scratch. Hulle is heel onder en nou moet hulle van voor af probeer bou. Dit is hoe dit in die lewe werk vir mense wat dink hulle kan gered word deur werke. As die swaar kry hulle tref, het hulle net hulle self, net hulle kruk, hulle goeie werke om op te steun. Maar watter mens, broers en susters, kan selfstaande bly? Ons ken die antwoord, ons het dit baie gehoor, nie een nie. Maar vir die gelowige is dit heeltemal anders. Paulus skryf vir ons so mooi, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Later sê hy, daarom is ons altyd vol moed. Hoekom is ons vol moed? Hoekom word ons nie moedeloos as dinge in ons lewe verkeerd loop nie, of as ons dinge verkeerd doen nie? Want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie.
Ons oog, sê hy vir ons, is nie op die sigbare dinge gerig nie, dis op die onsigbare. Ons oog is nie net op die tydelike gerig nie, maar op die ewige. Ons lewe met die oog op 'n hemelse verwagting wat ons koester. Daar waar Christus alles en almal sal wees. Daar waar ons volkome herstel sal wees na die beeld van God. Daar waar ons volkome sal lewe volgens die wil van God. Dis die hoop wat ons het. En hierdie hoop gee ons die moed om op te staan wanneer ons geval het. Hoekom? Ons het dit verlede week gehoor. Ons het deel aan die ewige lewe. En daarom hang ons hoop nie af van menslike omstandighede, menslike dade, dit wat ons doen nie. Het hang nie af van hoe ek voel of hoe ek reageer nie. Nee, ons hoop is geloof in aksie, dis gewisse kennis, dis vaste vertroue dat ek ongeag my huidige omstandighede, ongeag my sondige wese in Christus gered is. En dis juis hierdie wete in 'n mens wat deur die Heilige Gees in jou gewek word. Onthou dit is sy teenwoordigheid in ons hart wat ons bewus maak van ons eie sondigheid, maar ook bewus maak van Jesus Christus ons Here, wat ook vir ons sondeskuld betaal het, wat ook na die hemel opgevaar het om vir ons plek gereed te maak. Daarom sê Paulus, onthou ons lewe deur geloof. En geloof, soos Hebreërs dit stel, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die goed wat ons nie kan sien nie. Daarom dit maak nie saak wat op ons lewenspad kom nie. Ons weet, ons is gered. Ons weet, ons het 'n ewige lewe. 'n Lewe waarin die beeld van Jesus Christus al meer en meer in ons lewe na vore kom. Daarom en daarom alleen bring geloof goeie werke voort. Omdat ons weet wat wag op ons in die toekoms. Omdat ons oog gerig hou op die toekoms, wil ons vandag hier waar ons nou is, alreeds daarna strewe om te wees wat ons weet ons eendag sal wees. Want ons redding in Christus, ons geloof in Christus, word nou, kom ons noem dit maar die dryfkrag agter alles wat ons doen. En ons het net die een wens, om te lewe, sê Paulus, soos hy dit wil. Paulus sê dit ook in Kolossense, ons almal ken daardie teks, mense is lief om dit aan te haal, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Sien alles wat ons in hierdie lewe doen, ons sit en ons opstaan waarvan ons ook net nou gesing het, Psalm 139, alles wat ons doen moet wees vir die Here. En alles moet ons een verlange, een strewe hê, en dit is om God se wil voorop te stel, om te doen wat God wil hê ons moet doen. Dit wat ons bely, dit wat ons hoop, moet nou al begin verwesenlik word. En daai verwesenliking sien 'n mens in die goeie werke wat ons doen. Want geloof bring wel redding, maar geloof gee ook verantwoordelikheid. Daarom is goeie werke vir elke gelowige noodsaaklik. Want geloof is alleen ware geloof, sê Jakobus vir ons, as dit 'n geloof is wat vrugte dra. Daarom gebruik ons belydenis in Sondag 24 en die skrif telkens hierdie beeld van geloof en goeie werke in die vorm van vrugte. Psalm 1 is seker die bekendste voorbeeld hiervan, van die regverdige persoon wat soos 'n boom is wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd sy vrugte dra. Daarmee sê hy eintlik vir ons, die Christen is soos 'n boom wat uit sy ou sondige, onvrugbare land geruk is en oorgeplant is in Jesus Christus,
in die strome van seën wat vanaf hom voortvloei. Daaruit kry ons ons krag om vrugte te dra. Maar onthou dit, hierdie hele proses is genade van God. Dis nie iets wat ons doen nie, dis iets wat God met ons doen. Daarom is dit vanselfsprekend dat 'n boom wat by God se waterstroom geplant is, ook altyd goeie vrugte sal voortbring, goeie werke sal voortbring. Gelei deur die wet van God, gelei deur die eer van God, gelei deur gehoorsaamheid aan God. Jesus self hak ook by hierdie gedagte aan en bring dit na vore as hy homself die ware wingerdstok noem. Dan sê hy daar, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra vrugte. En so, broers en susters, is ons goeie werke nie die rede of die oorsaak dat God ons red nie. Dis eintlik vir ons die bewys dat God ons gered het. Dis die gevolg van ons redding in Christus. Daarom die groot vraag, is daar goeie werke in ons lewe? Is daar dankbaarheid in my optrede en my handel te bespeer? Want onthou dit, elkeen van ons moet dit onthou. Die genade agter goeie werke is nie net dat dit 'n gawe van God is om dit te kan doen nie. Dis ook 'n bewys, 'n bevestiging van ons geloof in God se genade en liefde. Iemand het dit mooi gesê, hy het gesê soos 'n waarmerk op 'n banknoot, so is goeie werke die waarmerk op jou geloof. En watter genade is dit nie om te weet die Here wat vir ons die geloof gegee het, gee ook vir ons die versekering van die geloof. Die heerlike beloning wat daar op ons wag, juis vir die goeie werke wat hy deur ons doen. Dis ook belangrik dat mens dit onthou, want baie mense dink dit is nie so nie, maar Paulus skryf en dan sê hy vir ons so mooi hier in hierdie laaste vers, ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Sien, goeie werke het ook gevolge. Goeie werke, sê die Here vir ons, word beloon. Die skrif leer dit op verskillende plekke. Ons lees van Moses dat daar van hom gesê word dat hy die smaad van Christus 'n groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Jesus self sê ook per geleentheid, geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hier in ons eie teksgedeelte onthou dit, sodat ons kan ontvang volgens wat ons gedoen het. Maar hierdie beloning bly ook genadebeloning, 'n genadegawe van God. Hoekom sê ek so? Dit vat ons weer terug na Christus toe. Elke keer terug na Christus toe, terug na wat Christus gedoen het. Want wat gebeur? Die beloning wat hom toegereken is as sondelose mens, word ons nou toegereken, maar toegereken deur genade. Daarom as ons kan afsluit, kom ons vra die vraag, watter heerlike genade is dit nie? Uit genade is ons gered deur die geloof. Uit genade het God in Christus ons herskep en ons elkeen op 'n pad van heiligmaking geplaas. Uit genade kry ons die belofte van beloning. Werklik, broers en susters, alles is genade. Ons goeie werke is ook genade, want dit is die gevolg van Christus se verlossingswerk. Daarom moet ons daagliks uit hierdie genade uitleef. Ons moet goeie werke doen en weet dat ons ook eenmaal die genadeloon sal ontvang, want ons arbeid in die Here is nooit te vergeefs nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God,
Ons dankie dat ons deur die geloof kan lewe. Nie deur sien nie deur werke nie, maar deur geloof in U goedheid, U genade, U liefde. Ons dankie dat ons mag weet dat U juis hierdie geloof bevestig deur die dinge wat ons doen tot die eer van U naam. Dinge wat ons doen in gehoorsaamheid aan U. Daardie dinge wat ons sien as goeie werke. Dankie dat ons mag weet dat U ook vir ons die belofte gee dat ons die beloning daarvan sal ontvang. Maar ons bely vanaand dat daardie beloning ons alleen toekom op grond van die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Kom ons sing nou saam uit Psalm 115. Ons staan vir die sing daarvan, vers 6, 7 en 8. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.